Goeiedag graad 12 leerders. Welkom by vandag se wiskundeles. My naam is Erika Jansen en hierdie les word vir julle gebring in samewerking met die Noord-Kaapse Onderwysdepartement en Vakama Research and Development. Vandag spring ons weg met vraestel 2 se hersiening en dit is statistiek, die eerste gedeelte. Hierdie afdeling tel ongeveer 20 punte in jou vraestel 2 en is dan ook heel eerste in vraestel 2. So, teen die einde van hierdie les, begin jy nou al 'n idee kry van wat die struktuur van jou vraestel 2 is, en dan ook bespring met die hersiening oor statistiek. Eers gaan ons net 'n bietjie kyk na 'n bietjie algemene wenke vir statistiek. So, eerste ding wat jy natuurlik moet weet is, hoe belangrik is hierdie afdeling in jou vraestel 2? Ek sê altyd vir my leerders, hierdie is die afdeling, hy's reg aan die begin van jou vraestel. So hy kan jou lekker op jou gemak laat voel en dan kan hy ook vir jou lekker punte in die sak bring. En die derde voordeel is, jy kan met hierdie onderwerp regtig bietjie tyd wen vir jouself. Want julle skrik mos almal vir trigonometrie en meetkunde daar aan die einde van die vraestel. So, kry jou statistiek goed onder die knie. Kry volpunte vir hom. Jou selfvertroue gaan sommer baie beter wees. Jy gaan vir jouself tyd wen en jou vraestel 2 skop op 'n goeie noot af. So, wanneer ons kyk na statistiek, hy tel, soos ek reeds gesê het, ongeveer 20 punte, dis so 13% van jou tweede vraestel, en hy is dan ook reg aan die begin van vraestel 2. So, kom ons kyk net eers bietjie na, wat moet jy nou alles weet, as jy regtig die maksimum punte by hierdie vraag wil kan kry. Hierdie vraag is baie herhalend, en jy sal sien as jy regtig 'n paar vraestelle deurwerk, dat dit is baie dieselfde in die verskillende vraestelle. So hier en daar is daar 'n bietjie variasie, maar as jy genoeg vraestelle uitwerk, dan raak jy sommer gou gewoond daaraan. Eerste ding is dit wat vir ons almal ou nuus is, die gemiddeld, die mediaan, die modus, omvang en standaardafwyking van 'n lys waardes, oftewel ongegroepeerde data. Tweede ding is, wanneer ons gegroepeerde data het, moet jy dieselfde goed kan uitwerk. Daar praat ons net van die geskatte gemiddeld, die modale klas en dan ook die kwartiele. Nou, ons kan ook hierso onthou, die kwartiele sluit nou jou mediaan in, so ons gaan ook nie praat van die mediaan nie, ons gaan praat van die mediaan interval. En jy moet dan ook jou kwartiele in beide situasies kan uitwerk. Dan moet jy ook met 'n ogief kan werk, dit is jou kumulatiewe frekwensie grafiek. Jy moet hom nie alleen net kan teken nie, maar jy moet ook aflesings van hom af kan doen. Dan jou graad 12 werk, dit is waar jy die korrelasiekoëffisiënt moet kan uitwerk, en dan die vergelyking van die kleinste kwadrate regressielyn. Let net op die ander name van hierdie regressielyn. Hulle kan net praat ook van die regressielyn, of hulle kan praat van die lyn van beste passing. Enige een van daai, as hulle vir jou hier 'n vergelyking van 'n lyn vra, dan is dit die kleinste kwadrate regressielyn. En dit het te doen met 2 veranderlike data, waaroor jou matriekwerk gaan. Volgende aspek is dan ook die skat van 'n waarde vir 2 veranderlike waarde. Onthou in die vorige punt het ek sê, jy moet daai regressielyn se vergelyking kan kry. Daardie vergelyking wat ons daar het, kan jy dan gebruik om 'n y-waarde te voorspel, met ander woorde jou afhanklike veranderlike, om hom te voorspel as jy die onafhanklike veranderlike het. Jy moet dit kan doen met behulp van daardie vergelyking. Jy kan ook op jou sakrekenaar kyk, dit is moontlik om dit direk op jou sakrekenaar te doen. Persoonlik sal ek net vir jou regtig eintlik aanraai om eerder die regressielyn se vergelyking te skryf, en dan wat ook al die x-waarde is wat hulle vir jou gee, dit in te druk op papier en dan dit te gaan uitwerk. Want gewoonlik kry jy hier 2 punte. So, as jy byvoorbeeld nou jou invervanging gewys het en jou antwoord bereken het, kom ons sê jy het verkeerde woorde invervang, dan kan jy nog 'n opvolgpunt kry. Terwyl as jy dit met die sakrekenaar gaan doen, gaan dit natuurlik 0 of 2 wees. As jy net een knoppie verkeerd druk op die sakrekenaar, dan verloor jy natuurlik op beide punte. Dan moet jy ook weet wat die verskil is tussen interpolasie en ekstrapolasie. Dit is nou waar ons waardes voor uitskat,
maar ons gebruik dan of 'n datawaarde wat binne in die gegewe x-interval is, dan is dit interpolasie, of ons gebruik 'n waarde wat buite die interval val, en dis ekstrapolasie. Dan moet jy ook 'n spreidingsdiagram kan teken. Dit moet ek sê, vra hulle darm nie baie nie, want eintlik is dit net plot van 'n klompie punte. So dit word redelik seldsaam dat dit gevra word, maar wees maar voorberei dat jy dit tog kan doen. En dan moet jy van 'n spreidingsdiagram af, moet jy natuurlik ook aflesings kan doen, en jy moet ook jou lyn van beste passing, of kleinste kwadrate regressielyn, moet jy op hierdie grafiek kan teken. Baie belangrik deesdae is dat jy jou lyn van beste passing slegs teken van jou minimum x-waarde tot by jou maksimum x-waarde, daar teken jy 'n soliede lyn. Jy mag dit verbytrek tot byvoorbeeld die x-as of die y-as, waar hy ook al die as gaan sny, maar maak daardie gedeelte in 'n stippellyn. Want onthou, enige iets buite ons x-interval, as ons daar 'n waarde gebruik en ons druk dit in ons regressielyn, dan is dit nie noodwendig 'n betroubare voorspelling. Dan moet jy natuurlik ook kommentaar kan lewer oor die verwantskap tussen veranderlikes. Hier gebruik ons korrelasiekoëffisiënt. En jy moet ook vir my kan sê hoe betroubaar is dit. Ek het sopas in punt 6 het ek aangeraak daaroor, as hy binne die interval val, is dit 'n goeie en 'n betroubare voorspelling, maar as hy buite dit val, dan is dit nie meer so voorspelbaar. Goed, nou, hoe lyk hierdie afdeling? Wanneer ons kyk na die data wat hulle vir ons kan gee, dan is daar 3 tipes datagroeperings wat hulle vir ons kan gee. Die eerste een is jou ongegroepeerde data. Dit is daardie vraag wat jy na van graad 8, eintlik al van laerskool af partykeer kry, dat hulle gee net vir jou lys van datawaardes. Tweede een waarmee jy bietjie later eers te doen gekry het, is jou gegroepeerde data. Dis waar ons hulle in intervalle indeel en dan vir jou die grens van die intervalle gee. En dan die derde een is jou matriek vraag wat ons inbring, dis waar jy jou 2 veranderlike data het. So nou het jy 'n x en 'n y waarde en ons gaan kyk na die 2 veranderlikes, wat is die korrelasie of die verwantskap of die verband tussen hulle. Daardie 3 woorde, let maar daarop dat hulle kan enigeen van daardie 3 woorde gebruik om vir jou daardie vraag te vra. Nou, wat is die belangrike deel hierso? Jou gegroepeerde data en jou 2 veranderlike data. Dit sluit nie die ongegroepeerde data uit nie, dit kan nog steeds gevra word, maar die mees populairstes is natuurlik jou gegroepeerde en jou 2 veranderlike data. So eerstens gaan ons gou kyk na ongegroepeerde data. Dit is die een wat ek gesê het, wat bestaan uit 'n lys van datawaardes. Nou hierdie waardes kan hulle vir jou in 'n lang lys gee, waar hulle dit net uitskryf. Hulle kan dit gesorteer of ongesorteer gee. Weereens, die kans dat hulle darm dit vir jou ongesorteerd gaan gee in graad 12 is maar skraal, want dit is, ons wil regtig nie in graad 12 meer eintlik toets of 'n leerder kan sorteer of nie. So meeste van die tyd behoort dit darm gesorteer te wees. Of, alternatiewelik, kan hulle dit vir jou in 'n frekwensietabel gee, waar hulle die datawaardes in die eerste kolom gee, en dan vir jou sê hoeveel is daarvan elkeen. So jy moet dan, van ongegroepeerde data, moet jy die volgende kan bereken. Daar's 2 groepe, die maatstawwe van sentrale neiging, dis jou mediaan, jou modus en jou gemiddeld, en die res is maatstawwe van verspreiding. So eerstens die omvang, skryf net vir jou daarby neer, maak 'n nota. Ander name vir hom is variasiewyte, reikwyte en ook gebied. So maak seker die gebied is een wat hulle nie heeltemal so baie gebruik nie, maar variasiewyte en reikwyte gebruik hulle baie. So maak seker dat jy al 3 daai woorde weet. Dit is maar net die verskil tussen jou maksimum en jou minimum waardes. Die gemiddeld is natuurlik waar jy al jou waardes optel en dan deel deur die aantal waardes. Modulus of die modus, dit is die datawaarde wat die meeste voorkom. So as jy 'n lys van datawaardes het, gaan jy in daai lys kyk watter een van die datawaardes kom die meeste voor. En as jy 'n frekwensietabel het, dan kyk jy net watter datawaarde se frekwensie is die hoogste. Dan die mediaan.
Vir die mediaan is dit baie belangrik dat die waardes gesorteer moet wees. As die waardes gesorteer is, dan vat jy doeteenvoudig die middelste waarde. En as daar 'n ewe aantal waardes is, wat doen jy? Jy vat die middelste 2 waardes, plus hulle bymekaar en deel dit deur 2. Dan ons volgende enetjie wat ons moet kan uitwerk, is natuurlik ons onderste kwartiel. Nou die bewoording hier mag dalk vir julle verwarrend klink. Dis die waarde wat die data opdeel in die onderste 25% en die boonste 75%. Ek gaan 'n blokkie hier teken, dan mag julle dalk makliker verstaan. As ons data as 'n blok voorstel, dan deel kwartiel 2, deel hom ons in die helfte. So die eerste helfte gaan 50% wees en die tweede helfte gaan 50% wees. Dan kan ek die eerste helfte weer in 2 deel met behulp van my eerste kwartiel. En dan kan die agterste helfte ook in 2 deel, ekskuus oor die skewe lyne, maar ons kan hom ook daar in 2 deel met ons kwartiel 3. So as ek nou vir jou sê die onderste kwartiel, hulle kan verskillende name daar ook gebruik. Hulle kan praat van kwartiel 1, of hulle kan praat van die onderste kwartiel, of hulle kan ook praat van die kleinste kwartiel. As hulle praat van hom, dan deel hy die data op, onthou hierdie is 25%, en elkeen van daardie dele is 25%. So as ek nou net kyk na die eerste kwartiel, dan verdeel hy hom mos nou daarso, waar ek my rooi streep trek. So hy deel die data op sodat dit die onderste 25% is aan die linkerkant en die boonste 75% aan die regterkant. Die boonste kwartiel is nou weer omgekeerd. Dis die enetjie wat daar, ek gaan nou met 'n kartellyntjie daar teken. Dis die een wat die data verdeel in die onderste 75% en dan bo is daar net 25%. En baie belangrik, onthou jou data moet gesorteer wees vir hierdie. Dan die interkwartiel variasiewyte. Ek gebruik die woord self om vir my kinders te leer wat die formule is. Kyk gou-gou 'n bietjie mooi. Onthou, variasiewyte het ons nou gesê is maksimum minus minimum. Nou, kwartiele het jy geleer van kwartiel 1, kwartiel 2 en kwartiel 3. En inter beteken tussen. Dink aan intervarsity, beteken tussen universiteite, of internasionaal beteken tussen lande. Enige iets wat inter vooraan het, dit staan vir tussen. So as ek nou die 3 dele van hierdie woord vat, en ek lees dit letterlik, dan staan daar, tussen kwartiel 1, 2 en 3, wat die grootste een en minus die kleinste een. Wat een is die grootste kwartiel? Dit gaan kwartiel 3 wees, en wat eens die kleinste ene is kwartiel 1, en dit sê, kry die verskil tussen hulle. So as jy ooit beslaan nie, kan nie hierdie formule onthou nie, vat net die woord, en die woord sê vir jou presies wat die formule moet wees. Dan jou standaardafwyking. Die amptelike formule vir standaardafwyking verskyn wel op jou formuleblad, maar asseblief, jy gebruik hom nooit in 'n eksamenvraestel om dit uit te werk nie. Baie lank gelede het ons dit wel so gedoen, dit was toe kinders nog nie sakrekenaars mag gebruik het nie, maar as jy hom doen, dan moet jy tabelle opstel met 'n redelike klomp werk daaraan betrokke. Deesdae het ons die sakrekenaars, en met die sakrekenaars is dit baie vinnig en baie maklik. So hierdie vraag gaan hoogstens 2 punte tel. So moet asseblief nie eers gaan kyk hoe werk daai formule nie. Jy kan hom vir jou MBT-toets kan jy hom gaan opswaar, maar vir gewone wiskunde gebruik jy absoluut net jou sakrekenaar om die standaardafwyking uit te werk. Wat is die standaardafwyking? Hy dui vir my aan hoe die datawaardes versprei is met betrekking tot my gemiddeld. So as ek byvoorbeeld vir jou so iets teken, dan sê dit my data is baie wyd versprei met betrekking tot die gemiddeld. Terwyl as ek hom so teken, beteken dit my datawaardes is baie naby aan my gemiddeld en dan het ek 'n klein standaardafwyking. Dan kan ons ook vir jou vragies vra oor hoeveel datawaardes is. En hier moet jy baie versigtig lees. Dit kan wees binne een standaardafwyking. Sodra ek vir jou sê binne,
beteken dit, jy moet grense gaan opstel. So jy gaan dan vir my jou gemiddeld vat, en 'n standaard afwyking aftrek, en jy gaan jou gemiddeld vat, en jy gaan 'n standaard afwyking bytel daar. So, jy kry punte vir hierdie grense wat jy neerskryf. Jy sal sien hierdie vraag daar altyd 3 punte. So, as ek gevra of jou waardes is binne 'n standaard afwyking vanaf die gemiddeld, beteken dat jy begin elke slag met die gemiddeld, jy minus 'n standaard afwyking om links te gaan, en jy plus 'n standaard afwyking om regs te gaan. En daar is dan jou grense waarbinne jy wil kyk. Maar jy moet baie versigtig wees of dit binne of nie dalk buite is nie. As dit buite is, beteken dit jy gaan kyk watter waardes val buite daardie interval. Maar weer eens, in dieselfde geval moet jy nog steeds jou grense aandui. Moenie die grense net vir jou op rolwegpapier neerskryf en dink dis nie belangrik nie. Dit tel elke grens tel 'n punt. Dan moet jy ook oppas vir situasies waar ons byvoorbeeld sê, die datawaardes moet meer as 1 standaard afwyking bokant die gemiddeld wees. Dan gaan jy jou gemiddeld vat en jy gaan net jou regte grens hoef uit te werk. Want ek wil weet dit wat bokant hom is. So dan hoef jy nie die linkergrens uit te werk nie. Maar hier is lees regtig baie belangrik. So kom ons kyk bietjie, hoe gaan ons dit nou doen met ons sakrekenaar? Eerstens, jy druk die mode knoppie, dit gaan vir jou al die verskillende opsies daar gee, en dan kies jy natuurlik stat, want ons wil in statistiekmodus wees. Dan kies jy die opsie wat VAR in het. Hoe gaan jy weet dis hy? Onthou, variansie en standaard afwyking gaan altyd saam. So, daarom weet jy, VAR staan vir variansie, en daarom gaan jy hom gebruik wanneer jy met standaard afwyking wil werk. So dit gaan vir jou dan 'n tabel gee, waar jy dan jou waardes gaan intik. Jy sien daar gaan 'n X bo wees, en jy tik dan net doodeenvoudig elke datawaarde tik jy in op daardie tabel, en onthou net na elke datawaarde moet jy is gelyk aan druk wat my enterkie is op my sakrekenaar. Dan sodra jou tabel nou volledig is, dan druk jy IC. Moenie bekommerd wees nie, dit vee nie jou tabel uit nie, jou tabel is nog steeds daar. Van daar af gaan jy die heeltyd werk met Shift Stat. Dan wanneer ons Shift Stat druk, gaan ons verskillende opsies kry. Nou die opsies het ons daar vir jou gewys. Dit gaan dan, variansie gaan jy kies, weer eens, want dit sê mos vir my, ek het te doen met die standaard afwyking ook. As ek variansie kies, dan het jy nou 4 opsies waaruit jy kan kies. As jy die eerste enetjie gaan kies, met dan jy gaan nou druk 1 enter, dan gaan dit vir jou sê hoeveel datawaardes het jy ingetik. As jy wil, kan jy gou dit doen, net om seker te maak dat jy nie dalk een van jou datawaardes uitgelos het nie. As jy een van die ander opsies wil kies, dan moet jy weer net teruggaan en weer stap 6 herhaal. So jy gaan net weer druk Shift Stat. Jou stat is bokant jou knoppie waarop daar 'n 1 staan. Dan kan jy opsie 2 kies. Opsie 2 gaan vir jou gemiddeld gee. Ek raai my kinders gewoonlik aan om gemiddeld, maar eerder te doen op die handmanier. Met ander woorde dat hulle al die datawaardes bymekaar tel, die totaal neerskryf, skryf deur hoeveel hulle dit deel en dan die antwoord. Want hy tel 2 punte. Kom ons sê jy het verkeerd opgetel. Dan gaan ek jou 1 punt penaliseer vir die totaal wat verkeerd is. Maar jy kan dalk nog 'n opvolgpunt kry omdat jou gemiddeld reg bereken is. So daarom is dit veiliger om dit per hand te doen. Ek sal die sakrekenaar se opsie dan net gebruik om myself te toets. Dan die een waarby ons eintlik wil uitkom, is ons standaard afwyking. Dis opsie 3. Jy gaan op skoolvlak glad nie met opsie 4 werk nie. Dit het te doen met populasies. Julle werk nie met populasies nie, julle werk net met steekproewe. So, dit is waarvoor al daai verskillende opsies is. Dan het ons net verder vir jou gesê hoe om by elkeen uit te kom, en dit het ek nou reeds vir jou verduidelik. Kyk, nou kan ons gaan kyk bietjie, hoe gaan ons werk met gegroepeerde data? Dan nou, gegroepeerde data is daardie data waar hulle nie vir my die spesifieke waardes gee nie, maar hulle gee vir my dit opgedeel in verskillende klasintervalle.
Hulle gaan nie vir jou vra om klasintervalle op te stel nie, want onthou elkeen kan sy klasinterval op sy eie manier opstel. Nou, hierdie waardes word gewoonlik in 'n frekwensietabel vir jou gegee, of jy kan ook 'n ogief kry, natuurlik met die kumulatiewe frekwensiegrafiek, waar jy dan nou ook jou aflesings van kan doen. So weer eens in hierdie geval moet jy al die goed wat ons nou voorheen gedoen het, moet ons ook hier kan aflees. So eerstens, my gemiddeld. Nou wat die gemiddeld betref, verander ons die woord gewoonlik. Ons gaan net vir jou sê, gee vir my die beraamde of die geskatte gemiddeld. Hoekom gebruik ons daardie woord? Want ons gaan nou intervalle kry. En daardie intervalle gaan net vir my sê, byvoorbeeld, van 10 tot by 20 het ek soveel waardes. Maar ek gaan nou nie meer weet hoe lyk daardie waardes nie. En as ek nie weet hoe lyk daardie waardes nie, gaan ek mos nie 'n presiese gemiddeld kan uitwerk nie. So daarom praat ons van 'n geskatte gemiddeld. En hoe gaan ons hierdie ding benader? Ons gaan dan die grense van die intervalle gebruik. 'n Middelpunt kry tussen die grense, so kom ons vat weer my voorbeeld van 10 tot by 20, dan gaan ek 10 plus 20 bymekaar plus en deel deur 2. Dit beteken ek gaan uitkom op 'n waarde van 15. En dan gaan ek tipe van vir myself sê, goed, kom ek aanvaar nou maar, almal in daai groep is omtrent 15. So dit is waar dit kom, dat dit 'n benaderde waarde is, of 'n geskatte waarde. En dan werk ek van daar af verder, asof dit dan nou 15, al die waardes in daai groep, almal dan nou 15 is. Dan die mediaan, dit gaan ons dikwels moet aflees van die grafiek af. Hoe lees ek dit van die grafiek af? Jy gaan kyk die totale aantal waardes wat jy het, deel dit deur 2, en dan gaan jy regs na jou grafiek toe en lees af op die x-as wat die waarde is. Dan ook die modale klas of interval, dit is natuurlik jou klas wat die hoogste frekwensie het. Die onderste en die boonste kwartiel, dit word maar gewoonlik weer gevra dat jy dit aflees van die ogief af. Ons vra nie dit sommer dat jy dit by die frekwensietabel moet aflees nie. Dan die interkwartiel omvang. Onthou nou weer wat ek vir jou nou wenk gegee het. Jy kan daardie woord gebruik. Dit is jou derde kwartiel minus jou eerste kwartiel. Goed, verder met ons gegroepeerde data. Hier is 2 tipes data. Ons kry diskrete data. Dit is data items wat getel kan word. So dit is byvoorbeeld tipies mense, diere, motors, enigiets wat items is wat ons kan tel. Wanneer ons werk met diskrete data, dan sluit ons nie beide die grense in. So jy sal byvoorbeeld in jou grense sien, dat ons byvoorbeeld x groter gelyk aan 10 en kleiner as 20 is. So wanneer ons dit gaan doen, gaan ons nie beide die eindpunte insluit nie. So dan gaan ons werk met 10 en met 19. Want onthou, omdat dit items is wat ons kan tel, beteken dit, omdat hy nie gelyk aan 20 mag wees in daardie eerste interval, beteken dit my grootste waarde wat ek moontlik in my eerste interval kan kry, is 19. En dan gaan ek sê 10 plus 19 gedeel deur 2. En dit gaan vir my middelpunt gee. Maar, as my data wat ek in my intervalle het, nie diskrete data is nie, maar iets wat ek kan meet, dan noem ons dit kontinue data. En wanneer dit kontinue data is, maak dit nie saak, of jy nou kleiner gelyk aan, of kleiner as, kom ek skryf net gebeur, of kleiner as 20 het, daardie tekens daar, maak glad nie saak nie. Jy gaan sê 10 plus 20 gedeel deur 2, gee dan vir my 15. So wees maar net bedag daarop as 'n diskrete data is, dat jy die tweede grens nie presies net so gaan gebruik nie, maar dat jy dan een waarde minder gaan gebruik. Kom ons kyk 'n bietjie na 2 veranderlike data, dit is natuurlik jou matriekwerk. Dit is data waar ons 2 verskillende veranderlikes betrokke het. So jy gaan tipies 'n tabel kry waar daar byvoorbeeld klassieke enetjie is, waar ek byvoorbeeld vir jou sê die roomhuisverkope vir 'n sekere datum en of sekere intervalle, tye, en aan die ander kant die temperatuur. So ons gaan die 2 veranderlikes data vir jou vir elkeen gee
en ons gaan vir jou uitvra oor die sterkte van die verwantskap tussen hulle en ook die tipe verwantskap wat tussen hulle bestaan. So jy moet nou die volgende kan bereken en jy moet dan ook natuurlik die nodige kommentaar kan gee. Net gou-gou 'n opmerking oor hierdie woordjie kommentaar. Baie van julle dink hierdie vraagie is regtig, dit is nou die moeiliker vragies. Inteendeel is dit eintlik baie maklike vragies en dis ook vrae wat eintlik baie lig gemerk word. So hulle is nie vreeslik streng daarop nie, solank jy binne die konteks van die onderwerp praat, met ander woorde as ek byvoorbeeld, ons gaan terug na die Romeisverkope 1, as ek darm die storie ook indring, en jy moet die statistiese maatstawwe wat jy reeds uitgewerk het, moet jy gebruik in jou antwoord. As jy daardie 2 reëlings nakom, is die antwoord op 'n kommentaarvraag is regtig baie maklik. So kom ons kyk wat moet ons alles kan uitwerk. Dis die korrelasiekoëffisiënt, terwyl jou R-waarde. Wat dui hy vir my aan? Die korrelasiekoëffisiënt dui die verwantskap of die verband of die korrelasie aan. So maak 'n nota, dis daardie 3 woorde: verband, verwantskap en korrelasie. Dis wat hulle kan gebruik. Ek wil graag vir julle hier 'n wenk gee hoe julle daaraan kan dink. Ek verduidelik vir my kinders dit met magnete. En ek sê vir hulle, goed, ons het nie fisiese wetenskap nodig om te weet nie. As jy 2 magnete het en die een magneet is baie sterk en ek gooi 'n klompie ystervelsels of enigiets wat nou magneties is daar naby. Wat gaan gebeur as ek daar 'n sterk magneet daar neersit? Dadelik gaan al my goedjies gaan baie naby aan daai magneet kom. Hulle gaan vasklou aan daai magneet. Dit is wanneer daar 'n sterk verwantskap tussen hulle is. So as jy dan gaan kyk na jou spreidingsdiagram, sal jy sien jou punte gaan almal baie mooi naby aan 'n reguit lyn lê. Of dit kan 'n ander vorm ook wees, maar die uiteinde is dat dit maak 'n baie prominente patroon en jou punte lê mooi in daai patroon. Terwyl as ek 'n baie swak magneet het, net so 'n ou dun magneetjie, en ek gooi 'n spul ystervelsels byvoorbeeld hier neer, dan kan van my ystervelsels gaan baie wyd lê, want hulle word nie sterk aangetrek deur my magneet nie. Net so as ek teruggaan na 'n spreidingsdiagram, as al my punte so lekker wyd verspreid is oor daai diagram, beteken dit my lyn van beste passing is nie 'n baie sterk verwantskap tussen die veranderlikes nie, want my punte lê baie wyd verspreid. So as hulle ooit vir jou vra oor hoe sterk die verwantskap is, dink bietjie terug aan magnete. Dit gaan jou baie help om hierdie vraag te antwoord. Dan moet jy die vergelyking van die kleinste kwadrate regressielyn, of dan net doeteenvoudig die regressielyn, of die lyn van beste passing kan kry. En dit is natuurlik jou y is gelyk aan a plus bx. Onthou net hierdie formule, die y is gelyk aan a plus bx, staan ook heel onder op jou formuleblad, heel onder links. Baie van julle vergeet hy staan daar. Hy staan daar heel onder, en dan ook wanneer jy op jou sakrekenaar inkom, dan staan daar a plus bx, wanneer jy op die stats mode is. Goed, dan die lyn van beste passing se vergelyking, dit het ek hier gegee. Net gou-gou hierso, onthou, dit stem ooreen met mx plus c. So my b-waarde gaan vir my helling van my lyn gee, en my c gaan vir my y-afsnit gee. So dis net wanneer jy moet teken, wat dit baie handig is om daardie waardes te verstaan wat dit vir jou gee. Dan moet jy hom natuurlik ook kan gaan teken op jou spreidingsdiagram, en jy moet interpolasie kan toepas. So as ek nou my datawaardes, ek gaan net gou-gou 'n klein diagrammetjie hierso teken. Kom ons sê my waardes lê almal daar. As ek vir jou sê, voorspel vir my 'n datawaarde, en ek gee vir jou 'n x-waarde wat iewers tussen daardie 2 lyne lê, dan is ek besig om interpolasie toe te pas, want ek gee vir jou 'n x-waarde wat binne die minimum-maksimum grens is. Maar as ek vir jou 'n waarde gee wat byvoorbeeld daar buite val, dan is ek besig om ekstrapolasie toe te pas. Nou, ekstrapolasie gee gewoonlik nie vir jou 'n baie betroubare vooruitskatting nie. Byvoorbeeld, Romeisverkope, gaan weer daai voorbeeld gebruik, gaan toeneem soos wat die temperatuur toeneem. Maar my temperatuur kan nie onbepaald toeneem nie.
So daardie lyn gaan onbepaald daar kan aangaan nie, want daar's 'n beperking op my temperatuur wat ek kan bereik op aarde. So dan is dit praktiese implikasies wat ook inkom. Net soos byvoorbeeld met mense se lengtes. Soos kinders groter word, neem hulle lengte toe. Maar daar kom 'n punt wat almal van ons se lengte min of meer konstant bly. So as ek byvoorbeeld 'n grafiek teken van kinders se lengtes, gaan hy aanvanklik dalk 'n mooi reguit lyn te maak, maar sekere ouderdom, kom ons sê so 18, 19 se kant toe, dan stabiliseer meeste van ons en dan gaan meeste van ons se lengtes konstant bly. Goed, nou kom ons kyk gou-gou die kleinste kwadrate regressielyn op ons sakrekenaar. Weereens, mode, dan gaan ons na start toe, dan elke slag kry jy so 'n menuetjie met die verskillende opsies, en hierdie keer gaan jy jou A plus BX opsie kies. Onthou, jy soek 'n vergelyking van 'n lyn, so kyk vir die opsie wat soos 'n lyn se vergelyking kry. Sodra jy A plus BX gekies het, dan gaan jy nou 'n tabel kry, wat nie net X-waardes het nie, hy het gewoonlik 'n X en 'n Y, en hy trek dan so af. Dan gaan jy eers hier afwaarts, eers al jou X'e intik, onthou na elkeen druk jy enter, jou is gelyk aan knoppie, en dan gaan jy al jou Y-waardes intik. As jy nou al jou X'e en al jou Y in het, X'e is altyd jou eerste waarde in jou tabel, en die Y is jou tweede waarde, dan druk jy IC. Dan enigiets daarna gaan jy nou na Shift Stat toe. Sodra ons by Shift Stat kom, gaan jy hierdie keer REG kies. Dit staan vir regressie. So eintlik is dit regtig baie maklik wanneer jy op jou sakrekenaar werk. Jy moet net dink, wat vra ons? En dan op jou menus kyk, wat lyk soos daardie onderwerp wat ek nou soek. So wanneer ons by die regressie menu kom, dan sien ons hier 'n A, 'n B en 'n R. Dis natuurlik jou 3 goed wat jy die nodigste gaan hê. Jy gaan 1 druk, is gelyk aan, en dan gaan hy vir jou A se waarde gee. Dan stel ek voor dat jy vir jouself daar neerskryf, A is gelyk aan. Dan herhaal jy weer stap 6 en 7, want jy wil weer die menu kry. So dan druk jy weer Shift Stat, en hierdie keer gaan jy B druk, dan kry jy jou B-waarde. Maar jy moet onthou, jy moet hom in 'n reguitlyn se vergelyking formaat gaan skryf. So jy moet op die uiteinde vir my skryf, hy is gelyk aan A plus BX, waar jy dan jou A-waarde en jou B-waarde gaan invul. Goed, nou wanneer jy dit ingetik het, sal ek sommer dadelik ook net vir myself my R-waarde neerskryf. Want is 99% kans dat jou volgende vraag vir jou gaan vra, wat is die R-waarde? Jy wil nie dalk 'n glips maak, jou sakrekenaar dalk skoon maak, en dan moet jy al die data weer intik nie. So lees my dadelik jou R-waarde af, en dan sien jy nog 2 opsies. Dit is daardie X gemiddeld, en dan sal ook gewoonlik 'n Y gemiddeld. Daai X gemiddeld kan jy dan nou gebruik om jou gemiddelde punt op jou diagram aan te toon wanneer jy jou regressielyn moet gaan teken. Die Y wat ons daar het, is wanneer jy vooruitskattings gedoen het. Maar soos ek vroeër gesê het, ek sal regtig aanraai dat jy eerder in vervanging in die regressielyn doen, dit op papier wys en dit uitwerk. Want sou jy fout maak, dan kan jy ten minste een van die 2 punte kry. So ek sou nie regtig daardie opsie gebruik as ek julle is nie. So dat ek net verder vir jou nog gesê wat al die verskillende opsies is, maar dit het ons nou klaar reeds deurgegaan. So, kom ons kyk verder. Hier is net die stukkies op die formuleblad. Die enetjie daar agter is waar jy nou met 'n handmetode jou B-waarde van jou regressielyn gaan kry. Maar jy gaan hom glad nie gebruik nie. So asseblief, ek wil eintlik regtig sê skrap hom. Jy gaan hom nie gebruik nie. Net so ook hierso aan hierdie kant, jy gaan ook nie daardie formule gebruik nie. Dis die een wat ons gebruik as ons per hand die standaard afwyking moet uitwerk. Die eerste formule hier sê maar net vir my die formule van gemiddeld. So dit beteken maar net kry die som van al die waardes. Jy het mos in jou ry en reekse mooi geleer dat sigma beteken som, en dan deel jy dit deur die aantal waardes. En dan daar is jou
regressielyn se vergelyking. Dan op jou sakrekenaar is maar net eerste opsie is waar jy jou mode, dan kry jy jou stat mode, en dan tweede, as jy hom gekies het, dan lyk dit so op jou sakrekenaar en daar's jou A plus BX wat jy dan gaan gebruik. Goed, nou moet ons seker kyk hoe lyk hierdie in 'n eksamenvraestel. So kom ons gaan kyk na die DBS in November 2023 vraestel. Dit is vraag 1 daar. Hulle het hier 'n klomp vragmotorbestuurders bietjie ondervra, want hulle reis 'n sekere afstand en dan is hulle altyd verplig om 'n sekere hoeveelheid tyd te rus. Want hulle mag nie so lang ure aan mekaar bestuur nie, want dan maak hulle meer ongelukke. So 'n bestuurder het nou rekord gehou van die afstande wat hy reis in kilometer vir 8 verskillende reise. Hy het ook die tye wat hy rus, het hy aangeteken. So sien julle hierso, my X-waarde gee hulle as die afstand en my Y-waarde gee hulle as die rustye. So, eerste vraag, kry die vergelyking van die kleinste kwadraat regressielyn. Tweede een vra, ek moet 'n voorspelling doen. Derde een gee die korrelasiekoëffisiënt. En dan die vierde een vra, jy met vraag 1.3 moet jy interpreteer. Interpreteer is net 'n ander woord vir lewer kommentaar op. So kom ons kyk. Kleinste kwadraat regressielyn. Natuurlik gaan jy nou na jou sakrekenaar toe, jy gaan jou stats mode toe gaan, jy gaan jou tabel intik en dan gaan jy jou A-waarde kry, is minus 23,85. Jou B-waarde, sien julle ek skryf eers elkeen neer. En dan skryf ek my vergelyking neer. Dit is gelyk aan minus 23,85 plus 0,23x. Dit is dan my vergelyking van my regressielyn. Tweede vraagie het nou gevra, ek moet nou 'n voorspelling doen. Sien julle hierso die 550 kilometer? Dis 'n X-waarde wat hulle vir my gee. So nou vat jy jou regressielyn se vergelyking wat jy sopas neergeskryf het, en omdat jy weet hierdie is nou 'n X, gaan jy dit daar by jou X indruk. So dan maak net seker altyd dat jou eenhede dieselfde is, né? Sodat ek nie byvoorbeeld hier vir jou byvoorbeeld meters gee en daar het jy kilometers nie. Maar dit gebeur baie selde, maar wees maar net bedag daarop. So dan druk ek die 550 by my X in en ek werk uit. So die geskatte aantal minute wat ek dan gaan rus is 102,65 minute. Korrelasiekoëffisiënt, dit kry jy direk van jou sakrekenaar. In hierdie geval is dit 0,98. Maak maar baie seker dat jy daai tabelletjie in jou handboek ken wat vir jou sê watse bewoording moet jy by elkeen gebruik. Want in die volgende vraag moet jy kommentaar lewer daarop. Dis altyd hierdie twee vrae gaan hand aan hand. Een vraag vra hulle vir jou die korrelasiekoëffisiënt en volgende vraag interpreteer dit of lewer kommentaar. Nou, jy hoef nie bekommerd te wees dat hulle vir jou 'n waarde gaan gee, byvoorbeeld soos 0,69. En jy weet nou nie mooi, is dit nou redelik of is dit sterk of is dit matig? Jy kry gewoonlik 'n korrelasiekoëffisiënt hier wat jy regtig nie meer hoef te sukkel. 'n wenk, wanneer jy daardie tabel leer, dink aan punte. Enige iets 80 plus is mos 'n goeie wiskundepunt. So, 0,8 en hoër sien jy as baie sterk. Enige iets tussen, kom ons sê 70 plus, gaan dan sterk wees. Enige iets tussen 50 en 70 is matig of medium. En enige iets onder 50, kom ons sê bo 30, jy het daar 'n bietjie wiskunde kennis, maar dit is nie baie sterk nie, so dan kan jy sê dit is swak. En enige iets onder 30 beteken jy het nie wiskunde geslaag nie, wat beteken dit is swak. So as jy daardie woorde wil leer, bring dit in assosiasie met punte en dan sal jy die grense makliker onthou. So in hierdie geval is dit natuurlik 'n baie sterk positiewe korrelasie. Let net daarop, jy moet sê of dit nou sterk, baie sterk of matig sterk of daai woorde moet jy daar inbring. Jy moet ook aandui of dit positief is of negatief is. Wat sê dit vir my? In hierdie geval beteken dit my regressielyn het met 'n positiewe helling geloop. As my regressielyn my 'n negatiewe helling het, gaan hy 'n negatiewe korrelasie gee. So jy moet dit ook inbring. So dis hoe sterk hy is en in watter se rigting hy loop. Volgende ene.
By elke stop spandeer hierdie bestuurder nou geld, want hy koop nou vir hom kos en ander verversings. So die hoeveelheid geld wat hy nou by al die verskillende stoppe spandeer, gee hulle nou in hierdie tabel vir ons. So, weer 3 vragies hier. Bereken die gemiddelde hoeveelheid geld wat hy by elke stop spandeer. Dit is regtig baie maklik, want ons het 'n lysie van net datawaardes. Dan die standaardafwyking, en dan vra hulle by hoeveel stopplekke het hy minder as 1 standaardafwyking onder die gemiddeld spandeer. Ons gaan nou terugkom na daai. So eerstens, gemiddeld, baie maklik, stel al die waardes bymekaar, sien julle in hierdie geval, ek skryf nog steeds my totaal neer, en die aantal waardes, en dan skryf ek die antwoord neer. Sou ek dalk daar verkeerd opgetel het, gaan ek jou daar met 1 punt penaliseer, maar jy gaan, as jy reg gedeel het met 8, kan jy nog steeds jou antwoord kry, wat dan 'n CA punt gaan wees. Okay, CA staan vir Cumulative Assessment, wat beteken, jy het 'n berekeningsfout gemaak, ons penaliseer jou met 1 punt, maar daarna werk ons met jou antwoord verder. Goed, volgende ene, die standaardafwyking, weer eens, in jou sakrekenaar in, onthou net in hierdie geval gaan dit nou nie, dis nou nie jou matriekwerk A plus BX nie, dit is jou eerste opsie by VAR. Die sakrekenaar gee vir jou standaardafwyking is 50,5. Nou vra hulle, by hoeveel stopplekke het hy minder as 1 standaardafwyking onder die gemiddeld gespandeer. So jy gaan begin met jou gemiddeld, en omdat jy net gevra word vir onder, gaan jy net 1 standaardafwyking aftrek. So dis wat ek hier gedoen het, die 150 minus die 50,5 van die standaardafwyking. En dit gee vir my 'n waarde van 99,5. So nou gaan jy terug na jou datawaardes, en hulle vra by hoeveel stopplekke het hy minder as 1 standaardafwyking onder. So enige iets wat nou onder hierdie grens lê. Hoeveel van daai waardes lê onder die grens? Dis net die 50. Al die ander waardes is bo die grens. So, dan gaan jy vir my sê, dit was net by 1 stop. Want onthou hulle vra vir my, hoeveel stopplekke? Goed, nou is ons bietjie by die personeelkomitee van 'n skool. Hulle wil bietjie uitvind hoeveel glase water drink ons personeel elke dag. So, al die onderwysers wat op 'n sekere dag teenwoordig was, is gevra, met ander woorde, ons nie iemand betrokke wat nou nie gevra is nie, en hulle het dan vir ons klaar die tabel gegee. So, eerste vraag vra, voltooi die kumulatiewe frekwensiekolom. Tweede een vra vir my, hoeveel personeel is ondervra, en dan vra hulle, hoeveel het minder as 6 glase water gedrink. So, hier is baie maklik, want dis nou weer terug by my graad 11 werk. So, kumulatiewe frekwensie, kom ons kyk weer, kom ons daarby uit. Ek sien dit as 'n pad wat ek loop. So ek loop verby die eerste groep en ek sê vir myself, tot daar. Hoeveel waardes het ek nou al gekry? Dis 5 waardes. Dan loop ek bietjie verder, en sê ek, goed, hoeveel waardes het ek nou al gekry? Ek het die vorige 5, plus daardie 15, gee nou vir my 20 datawaardes. Nou loop ek bietjie verder, hoeveel waardes het ek nou al gekry? Van die vorige subtotaal, plus daai 13, en dit gee vir my 33. Loop ek nog 'n bietjie verder, hoeveel het ek nou al gekry? Vorige subtotaal, plus die 5, gee vir my 38. En verby die laaste groep, nou het ek al 38, plus die 2, gee vir my 40 in totaal. So dit gee dan nou vir my kumulatiewe frekwensiekolom. Baie belangrik is as jy al hierdie frekwensie gaan optel, behoort jy hier nou 'n waarde van 40 te gesien het. En hierdie waarde hier en daardie waarde daar moet altyd dieselfde wees, want jy het mos dan nou al alles bymekaar getel. So die volgende vraag het dan nou ook vir my gevra, hoeveel personeellede is ondervra, en dit is maar net daardie 40 wat ek daar gekry het. Dan, hoeveel personeellede drink minder as 6 glase? Eerste groep, tweede groep en derde groepse mense drink almal minder as 6. En dit is dan die totaal van daardie 3 groepe. So dit gee vir my 33. Goed, nou kom ons bietjie verder. Nou sê hulle vir my 'n ding,
En julle skrik gewoonlik wanneer hier K's, B's en ander letters inkom, skrik julle baie maklik. Maar moenie, lees hom eers deur. Die personeelkomitee neem waar dat K-onderwysers afwesig was die dag van die opname. Daar is vasgestel dat helfte van die K-onderwysers 0 tot minder as 2 glase water per dag drink. Okay, so jy het nou K-onderwysers wat bykom. Helfte van hulle gaan in hierdie groep val en helfte van hulle val in hierdie groep. So jy moet hulle nou gaan bysit. Nou sê hulle, as daai K-onderwysers nou ingesluit word by my data, dan gaan die geskatte gemiddelde aantal glase per dag 4 glase per personeellid wees. So nou vra hulle hoeveel is afwesig. Moenie fokus op wat die vraag aan die einde vra nie. Dit is wat jou bang maak en dit is wat jy gewoonlik mee sukkel. Begin en dink vir jouself, hoe sou ek dit aanvanklik gehanteer het? As ek wil weet, wat is die geskatte gemiddeld? In hierdie eerste kolom, ons het mos daar gesê, in die eerste groep, kom daar helfte van my K by. So K op 2 word daarby geplus. En die ander helfte word in hierdie groep bygeplus. So dis die eerste ding, is ek moet my frekwensies gaan aanpas. Dan, om die geskatte gemiddeld te kry, moet ek mos nou die eerste grens en die laaste grens bymekaar gaan tel. Dit gee vir my 2, gedeel deur 2 is 1. Dis daardie waarde. 2 plus 4 is 6 gedeel deur 2 is 3. Want ek weet mos nie presies wat is die datawaardes in 'n groep nie. So ek vat die middelpunt as 'n aanduiding. So het ek elke groepie, het ek die middelpunt gekry. 6 plus 8 gedeel deur 2 is 7. 8 plus 9 gedeel deur 2 is 8 plus 10 gedeel deur 2 is 9. So elke groep sê ek nou, hierdie waardetjie wat ek nou hier gemerk het, gee vir my die geskatte waarde van elke waarde in daai groep. En dit moet ek net maal met die frekwensie. Onthou die frekwensie het jy mos in hierdie kolom. So dis waar ek daarheen kry. So nou gaan jy al daai maalsommetjies net doen en dit moet jy dan deel deur jou totale frekwensie. So kom ons gaan skryf hom neer. So al daardie goedjies bymekaar plus, reg, dis nou hierdie laaste kolom wat ek nou alles bymekaar geplus het. Dit gee vir my die teller wat ek daarbo gebruik. Wat gaan my frekwensiekolom wees? Onthou voorheen was dit 40, maar ek het nou K personeellede bygesit. So dis plus K. So dit beteken my hoeveelheid moet nou ook aangepas word onder die lyn. En dan tik jy net al daai in en jy sê vir jouself, jy moet by 'n gemiddeld van 4 uitkom. So, dan sit nou maar net oplos van 'n vergelyking. En my K-waarde, as ek nou alles gaan vereenvoudig het, werk dan op die uiteinde uit by. Dis wat hulle gevra het, hoeveel personeel het bygekom. Goed, nou die graad 12 werk. Vraag 1 van November 2022, jy herken hom sommer dadelik, want dit is jou spreidingsdiagram. In hierdie geval het ons met 'n intelligensiekwosiënt gedoen, en ons het met die aantal stemme te doen. Onder, ons kom dan nou terug by daai icon, hulle het onder vir my 'n tabel gegee van 'n gewildheidsplan. Kom ons lees eers waaroor die storie gaan. Die matriekklas van 'n hoërskool moet stem vir die voorsitter van die VLR, jou verteenwoordigende leerlingraad. Die spreidingsdiagram toon die IK, dit is hy, teenoor die aantal stemme van die 10 leerders wat die meeste stemme gekry het. En dan ook die aantal stemme wat hulle gekry het. Voor die verkiesing is daar 'n gewildheidspunt uit 100 vir elkeen van die kandidate bepaal. Die gewildheidspunt en die aantal stemme word in die tabel getoon. So, let nou baie mooi op. Jou spreidingsdiagram gaan oor die verhouding tussen die IK en jou aantal stemme, terwyl die tabel hieronder gaan oor die gewildheidspunt en die aantal stemme. So, ons kyk wat vra hulle nou vir ons. Eerste te bring vra hulle vir my die gemiddelde aantal stemme wat die 10 leerders ontvang. So, hulle praat van aantal stemme, so dis net doodeenvoudig daardie rytjie daar, plus al die waardes en deel deur die aantal. Ons gaan sommer direk na ons vraag daarso. As ek dit gaan doen, die totaal van
Onthou nou, daai rykie, alles geplus, gedeel deur die aantal. En dit gee vir my 'n gemiddeld van 15,5. Volgende vraag het vir my gevra, die standaardafwyking van die aantal stemme. So ek is nog steeds besig net met die aantal stemme. Ek bring nie die ander goeders hier in nie. En as ek die standaardafwyking wil kyk, in op jou sakrekenaar, en met die sakrekenaar kry jy dan die standaardafwyking is 4,59. Goed, nou, die leerders wat minder as 1 standaardafwyking onder die gemiddeld gekry het, word nie uitgenooi vir 'n onderhoud nie. Nou vra hulle vir my, hoeveel word uitgenooi? So eerstens, dis daar die grense storie, so ek moet eers my grens gaan bepaal. Omdat hulle net vra vir onder die gemiddeld, hoef ek net die onderste linkergrens, die onderste grens te gaan bepaal. So ek vat my gemiddeld, wat ek nou reeds uitgewerk het, 15,5, en ek trek die 4,59 van my standaardafwyking af, en dit gee vir my 10,91. So nou gaan kyk jy eers, hoeveel van jou datawaardes val onder 10,91. En dit is dan nou, daardie 9 en daardie 10. Hulle val onder, so hulle gaan nie uitgenooi word nie. Maar dis wat gevra is nie, dit gevra hoeveel gaan uitgenooi word. So jy vat jou totale aantal leerders, is jou 10, minus die 2 wat nie uitgenooi word nie. Dit beteken 8 van hulle gaan uitgenooi word. Ons kyk verder. Nou die vergelyking van die kleinste kwadrate regressielyn vir die data. So nou gaan jy hierdie data moet, die hele tabelletjie, jou X en jou Y, gaan jy soos gewoonlik by jou 2 veranderlike data moet gaan intik. So tik in op jou sakrekenaar en kry jy jou A-waardes, afgerond 1,77, jou B-waarde is 0,22, en jou vergelyking is dan 1,77 plus 0,22x. Nou, instruksies aanvanklik op jou vraestel sê alle waardes moet afgerond word tot 2 desimale, tensy anders vermeld. So dit geld ook hierso. Nou sê hulle vir my, voorspel die aantal stemme wat 'n leerder met 'n gewildheidspunt van 72 gaan kry, so dis nou weer daai voorspellingsvraag. En dan moet ons kommentaar lewer op 2 stellingkies wat hulle daar maak. Kom ons kyk eers na die voorspellingseen. So hulle sê, ek moet die stemme voorspel. So ek soek die Y-waarde, gegewe ek het 'n gewildheidspunt van 72. So dit is my X-waarde. So omdat dit my X-waarde is wat hulle gee, gaan ek hom indruk in my regressielyn vergelyking en dit dan net uitwerk. Dit beteken ek verwag dat hy 17,61 stemme, oftewel jy rond dit maar net af na die naaste een. Ek sal egter aanraai dat jy altyd maar eers jou antwoord skryf met 2 desimale. En as jy dan dink, goed, 'n stem kan nie desimaal wees nie, so kom ek rondom af, dan te skryf, benaderd, gelyk aan 18 stemme. Dan ons kommentaarvragies. Eerste enetjie sê, jy moet jou spreidingsdiagram gebruik, en vir my sê, waarom IK nie 'n goeie aanduider is van die aantal stemme wat die leerder sal kry nie. Goeie aanduider, kyk na die verwantskap tussen die twee, want ons praat oor die stemme en oor die IK. Hoekom is dit nie 'n goeie aanduider nie? Dink weer terug aan my magnete wat ek vroeër vir jou van gesê het. Sien julle al hierdie puntjies? Dis baie wyd versprei. So dit beteken, daar is nie 'n sterk verwantskap met hulle nie, en daarom sal die IK nie 'n goeie aanduider wees nie. So dis maar net wat ons daar vir julle sê. Kom ons kyk na die tweede enetjie. Nou vra hulle vir my, hoe betroubaar is my voorspelling in vraag 1.4? As jy gaan kyk het na jou korrelasiekoëffisiënt, hy is 0,98. Nou weer eens, dit gaan, hoe sterker jou korrelasiekoëffisiënt is, hoe sterker is jou, in aanhalingstekens, magneet, en hoe beter gaan jou voorspelling wees. So, omdat ons hier 'n korrelasiekoëffisiënt van 0,98 het, beteken dit my voorspelling gaan baie akkuraat wees. En jy kan nou maar net daarby sit,
want my korrelasiekoëffisiënt is 0,98, so daar's 'n baie sterk positiewe korrelasie. Goed, nou 'n bietjie aflesings van 'n grief af. So 'n maatskappy doen 'n opname onder werknemers oor watter persentasie van hulle maandelikse salaris hulle op petrol spandeer. So die data word dan vir jou direk in 'n ogief voorgestel. Kumulatiewe frekwensiegrafiek. Ons gaan kyk wat vra hulle nou vir my. Eerste vra hulle vir my hoeveel mense is in diens van die maatskappy. Dan vir die modale klas. Dan vra hulle hoeveel werknemers spandeer meer as 22,5% van hulle salaris op petrol. As 'n werknemer R2400 spandeer, dan wil hulle weet, jy moet vir my sê wat is sy maandelikse salaris as dit 7% is van sy inkomste. Die maandelikse salaris van die werknemers bly konstant en die aantal liter petrol bly konstant, maar die prys van die petrol styg. En dan wil hulle by my weet, wat gaan met my ogief gebeur? Kom ons pak hierdie vraag. Eerste enetjie wat vra, hoeveel mense is in diens van die maatskappy? Onthou jou kumulatiewe frekwensiekolom, het ek mos vir jou gesê, die laaste waarde in daardie kolom moet altyd dieselfde wees as die totaal van die frekwensie. So as jy wil weet hoeveel datawaardes is aan jou datastel, gaan kyk net wat is die hoogste punt wat jou grafiek bereik, trek hom links en lees die datawaarde af. En dit is 60. So dit is baie maklik om dit af te lees. Dan vra hulle vir die modale klas. Dink gou 'n bietjie terug. Die modale klas het ons gesê, is die klas wat die hoogste frekwensie het. So as ek by een klas 'n baie hoë frekwensie het, en ek is besig om my kumulatiewe frekwensie uit te werk, dan gaan 'n hoë frekwensie my kumulatiewe frekwensie mos skielik laat spring. So as my kumulatiewe frekwensie die hoogste of die grootste hoeveelheid moet spring, dan gaan dit die klas wees waar my modale interval is. En in hierdie geval, kyk jy dan watter een van jou intervalle het jou grafiek die vinnigste gespring of die hoogste sprong gemaak. En dit sal van daar na daar wees, want as jy mooi kyk, uit daar die hele afstand daar gespring. Terwyl al die ander afstande kleiner hoeveelhede wat hy gespring het. So daardie klas, jy gaan dan nou sê, dis van 20 na 25, en jy gee dit maar net vir hulle so in interval. Volgende vraag het gevra, hoeveel werknemers spandeer meer as 22,5% van hulle maandelikse salaris op petrol? Kyk nou weer. Jy praat van hulle persentasie wat hulle spandeer. So kyk, x-as is my persentasie. So ek gaan op die x-as na 22,5, dit sal daar wees, gaan op tot teen my grafiek, en dan gaan ek links hardloop, en ek gaan 'n waarde daar aflees. Maar nou moet jy baie oppas. Die waarde wat jy daar aflees, sê vir jou hoeveel van jou waardes is kleiner of gelyk aan. Maar in die geval het hulle gesê meer as. So die waarde wat ek daar aflees, wat in hierdie geval 34 was, gaan ek nou aftrek van die totale hoeveelheid. Want 34 van hulle het minder as daardie bedrag spandeer, so as dit die hoeveelheid is wat minder spandeer, moet ek dit aftrek van die totale aantal werknemers om die hoeveelheid te kry wat meer spandeer. En dit sal dan 26 werknemers wees. Volgende vraagie, hier sê hulle vir my, hy spandeer R2400 van sy salaris op petrol, jy moet sy maandelikse salaris kry, as dit 7% van sy salaris is, wat hy spandeer. So eintlik, het hierdie vraag eintlik niks met jou ogief te doen nie. Jy gaan dood eenvoudig daai 2400 vat, en jy gaan dit deel deur 7%. Want onthou, die 2400 verteenwoordig 7%, so 2400, deel eintlik deur 7 om 1% te kry, en dan maal met 100, om vir my te sê wat gaan sy volle salaris wees. So dis eintlik 'n lekker graad 8 persentasie sommetjie daai. Moenie skrik as sulke goedertjies inkom nie. Dan kan julle dink, as hulle sulke maklike vragies inkom, dan dink julle altyd daar's 'n vangplek.
Kyk na die punte wat hulle vir jou gee. As dit 1 of 2 punte is dit soms regtig net 'n maklike vraagie wat hulle vir jou ingesit het. Ontspan, geniet hom en kry daai punt in die sak. Moenie te veel ooranaliseer en dink alles moet moeilik wees nie. Goed, dan 2.5. Die maandelikse salarisse bly nou konstant en die aantal liter petrol wat hulle spandeer bly konstant. Maar nou sê hulle vir my die petrolprys gaan styg. So, dink nou gou-gou mooi. As my petrolprys styg en my hoeveelheid liter bly dieselfde, beteken dit mos my uitgawe gaan nou hoër wees, wat beteken my oegief gaan na regs skuif, of jy kan ook sê hy het steiler geword. Nou, waarna kan ons uitsien in die volgende les? Ons het statistiek nou lekker kaf gedrag. So in die volgende les stap ons aan na die volgende onderwerp en dit sal dan analitiese meetkunde wees. Deel 1 se hersiening. En daarmee het ons die einde van vandag se les bereik. Baie dankie dat julle saam met my gewerk het. Tot volgende keer.